Amen. Voor jou familie, ons roep die naam van die Here wat ek voor jou gewanneer is om die naam van die Here groot te vermaak. Woord van die Here sê, dis die dag van die Here gemaak het om die Heilige, om die bly wees, om die naam te ontstaan en ons voor hom aanbid, dat die naam van die Here groot maak. Vader van ons Here Jesus, dankie Here, dat ons die naam kan bely. Dat ons vanaand erkenning aan U kan bring as die enigste, as die lewende God van Isak, Abraham en Jakob. Dank dat ons vanaand kan erken, Here, ons het gekom om U te loof, om U te prys, om U naam groot te maak. Want U is 'n genadige en 'n barmhartige God. Dankie dat ons vanaand kan weet, ons is besoen met U, deur die bloed van Jesus en nie deur ons werke vanaand nie. Wil U ons seën vanaand, ons sal loop met ons lofprys en aanbidding, dat ons offers vanaand aanvaarbaar vir U mag wees in die naam van Jesus. Met baie danksegging. Amen. Oh
Loof die Here, U mag U sitplek neem, prys die naam van die Here. Is U bly om die huis van die Here te wees? Amen. Daar is geen ander beter plek as in die huis van die Here op 'n lekker Sondagmiddag. Prys sy naam. En soos gewoonte het ons al weer ons die vloer oop vir die getuienisse. So moenie dat ek wag op julle nie. As jy nie van getuig nie, moet jy sing vanaand. So kom jy reg met jou lied vanaand. Amen. Ek wag, wie wil eers getuig? Maar ek het nie besef werklik wat so groot afstand is dit in my lewe nie.
Mens kry elke week hoeveel uur jy jou foon spandeer het. En ek slaai dit elke keer net verby. Ek kyk mooi na hom. En vanoggend, soos die Here dit bestem het, stop Hendrik by Wilde. En ek sien hier kom my weekly report in. Weet jy, ek maak dit oop. En ek sien dit 13 uur 24 minute op TikTok spandeer in die week. En ek besef, Here, hierdie is 'n afkom in my lewe. Dis tyd wat ek met U kon spandeer. En ek het net daar my TikTok te lief. Hendrik vra vanaand vir my voorkant, het jy dit regtig soos totaal en al gelief? Ek sê vir hom, ja, want die Here het my vrygemaak. Ek het dit lief. En weet jy wat, ek wil vir jy vanaand sê, ons is bevoorreg om die stem van die Here te hoor. Weet jy, as mens die stem van die Here hoor, moet 'n ou gehoorsaam wees. Mens moet luister na die stem van die Here. Want ek weet, as 'n ou in die pad stap, is 'n moeilike paadjie wat jy stap, is 'n harde pad. Maar die oomblik as jy gehoorsaam is, dan kom die Here. Hy kom vul jou met krag, hy kom vul jou met nuwe moed. Pastoor, hulle weet ek het so ietsie gedeel met hulle oor omstandighede en ek kan vir u sê, in ons huis is vrede. Daar is, ek kan sien hoe die Here werk vir my kind se lewe. En dit is al die eer van die Here toe. Gisterand toe sy van die werk afkom, toe sê sy vir my, mamma, ek gaan nou net, ek wil 'n bietjie met die Here praat. En ek bedoel, dis gebed. En ek het vir 12 jaar, het ek gebukkend gegaan onder 'n kruis wat ek probeer dra. Maar dit was, ek kon dit nie dra nie, dit was te swaar. Maar die moment toe ek die laas Sondag hier afbeweeg, en ek in die teenwoordigheid van die Here kom, toe vat die Here daai las van my af. Hier in my hart is vrede, hier is geen bekommernis nie, hier is geen kwelling nie. Al wat ek kan sê, dit rejoice in my hart, en as ek my kon kry, dan sing ek, die vrede van die Here het absoluut oorgeneem in ons huis, in my hart, en ek wil God vanaand al die lof en al die eer na hom gee. Ek sal nie sê dis getuienis, ek moet net iets wat by my hart gekom het en dan lekker storieetjie van Freddy vertel, so ek skinder goed. So, ek sing vanoggend ons sou sing, kom jy nou, ek het nou net al gedink ek moet kry, hier by die bed, dit nou. Toe wonder ek,
baie van die mense, ek het groot gerug, dan sê die leerlinge, ek sing maar hoe na die stem luister na die woorde. Maar dit gaan nie so nie, want God het vir jou elkeen 'n stem gegee. Het maak nie saak hoe jy sing nie, as sing jy vir die eer van die Here. So vanaand wil ek net sê, vanoggend se diens, gehoorsaamheid. Daar het ek geleer vanoggend van gehoorsaamheid. As Suster Karini gehoorsaam was, as ek nie gehoorsaam was nie, dan het nie niemand gestaan nie, want kyk hoe baie sit daar in die banke in, met dieselfde probleem wat ek nie sit. En as die Here nie weer Suster Karini gewerk het nie, en ek het nie gesê ek wil laat bid vir my kind vir ADHD nie, dan het nie een van ons ouers opgestaan nie. Dis hoekom ek sê, ons moet gehoorsaam wees aan die Heilige Gees se stem. En ons moet die Heilige Gees se stem ken, want as ons hom nie ken nie, gaan ons hom verkeerd oordra. So ons moet 'n gesindheid hê van onderskeiding, is dit reg of is dit verkeerd. As dit nie reg was wat Suster vanoggend gepraat het, en dat die Heilige Gees seker weet, dan het niemand geweet my kind te daar aan nie. En het ons geweet die probleme wat ons mee sit, waar ons moet bid hê. Is nie nodig dat jy elke hier kom staan en sê, ek wil die Here moet bid vir my, dit vir my, dit vir my. En almal sleg maak wat jy wil hê moet gebid word voor hom. As jy wil gaan na pastoor van sy vrou toe, of kry vir jou bidmaatjie, van toch sê die woord, as ons 2 en 3 saamstem oor 'n stem, oor iets, dan gaan iets gebeur. Maar ons moet net weet, God se tyd is sy tyd. Ons kan nie ja om te sê ek wil dit hê. En ek wil dit net noem. Tannie Karin, Suster Karin, ken nie my kind. My kind is baie ongelukkige kind. Oor die baie dinge. Maar sy is 'n baie ongelukkige en tog toe die suster vir my bid, toe bid sy gelukkigheid wat in sy lewe gaan oorbring. En tog toe weet ek, dit is regtig Heilige Gees wat die Here gewerk het. En sy spreek dit uit oor my kind se lewe en ek vertrou die Here, dit gaan gebeur op die regte tyd. Amen. As ek die opstaan het, is dit ongehoorsaam. Goeiedag almal. Die Sondag terug, die mooi tannie daar in die keel, het sy iets uitgelaat om te sê, staan op die loop. Die Here het my baie gepla, maar ek en Santie was die 17de Oktober 1998 'n baie groot liefde opgeleid. Ek het gesien in die hospitaal, hy was in die hospitaal, maar die kinders was die skoonmaak. Samantha het die einde gebreek, George het sy arm gebreek, ek het my ribs baie seer gemaak. Hy sê dit is seer gemaak. En net die ons is nou maar in die hospitaal en die dokters kyk maar na my en hulle sê, maar einde kans, wat man niks vir jou doen met die salaam. Maar, ek het dit maar so aanvaar, my mond was verskeer met dit, ek het dan gaan my arm gehad, ek kon nie myself nou om te eet nie, my tannie wat die nurse was, Linda, die kinders, sy het my nas in my mond gesmeer, die helft die serum en die mond gesmeer is. My skoonsister het my gehelp voer, ek het raar gevoel, dit is wat ek wil hê nie, ek kan nie verklaar nie, want my kinders is klein, ek het hulle dit nie nodig, ek kan nie nou verlaat wees nie, en die dokters het kom my toe, en so vir jy nog langs my, want hulle is goed man en vrou, en kind sal, maar wat om vir my heen nie, maar hulle is goed ons langs loop, want ek weet soms uit, ek wil hy, ek wil nie nou hier, ek kan hoor, ek hy nie, maar in elk geval, later sê hulle nie, hy kan my huis toe gaan, en sê, ach, dankie vader, maar dan kan ek nog my eie met die Here praat. En soos hy na huis toe is, ek weet maar nog sy hele maandag, en ek praat met die Here, en sê die Here, soos ek al gesê, elke aand en elke dag, wanneer John en Samantha sal met ouma en opa vir my kom kuier, dan huil hulle sonder trane. Ou Here, dan raak my hart so seer, sê asseblief Here, my kinders is klein, ek wil nie leer. Maar anyway, ek sê die dokters het ook weer gekom en hulle gesê wel, ons gaan vir jou 'n stuk maak en kyk, dit gaan help. Maar ek wil nie opereer nie, want operering kan nie te lang wees, of jy is eintlik al so te sê te lang.
En so gaan elke deur oop. Ons nie meer sit op papier, niemand kan die deur oopmaak nie. Dis net die Here wat die deur elke keer oopmaak wat ek verbygaan. Na die derde keer skrik ek wakker. En ek sê, dankie Here, ek het net al gehoor. En die volgende dag het ek vir my die stik, dis kom af, dis in die blikkies die stik aan en ek kan opstaan en loop, dis ek moet dan nie maar wees. Sit die stik en maar aan die gesper my vas en ek sê, help my maar nie op aan die leno of soek nou maar, die leer maand nou, so iets moes dan wel duisend en wees, nou maar moeg. En ek spreek bene af en ek staan op en ek loop om en ek hulle almal, al die dokters en nurse en almal in staat skool instaat en ek kyk van, wat vir jou doen? Ek sê, wel hier, ek moet geraak. Hy moet dat opstaan en die loop so al wat ek kan sê, wens dit siek is, nie ophou groei. Ek het nou weer in die hospitaal met my eister. My eister is my toets vrydag, dis die 5:5. My eister die 14, sê dis 'n 9 en 14 wees. En sy sê vir my, mama, jou eister is laag, jy is nie goed kry. Nou is al vir 4 jaar wat ek elke jaar maand aan goed kry. Ek hou nie vir 'n maand, vir 'n jaar en dan maand aan kry ek weer goed. Ek sê my, en ek gaan werk op die naweek, ek gaan werk, ek voel en dit is lekker, is Jenny. Die tyd wat ons weer nie, ek gaan werk. Die maandag is af, die dinsdag is af, woensdag weer, toen ek die vrydag weer goed getrek, omdat ek die regte resultaat gekry van wat my eister eindelijk is. Woensdag gaan ek op na die lab toe, ek vraag my hoe die kom op, toe my eister uitslaan, toe dit weer. Eister is weer. Ek sê, nou, ek nog op vrydag, tot ek die woensdag gewerk, hy sê vir my, soos is prinaas te wees. Ek sê, doen alles, jy sê jou eister is laag, jy lyk soos is laag, kom my rustig. Ek sê, ach man, ek skap ons nie. As ek sê, gaan ek moeg wees, en ek bly moeg. En dan so die toevoele daar, kan ek nie hou met die dinners, Jenny se band, hy daar met my karrier toe. En hy kom toe achterna, en dokter kom my toe in, en ek het my 4 punte toegekry, eister druk, en toe besef ek weer eens, wanneer jy geloof ek die verminder word, allereer. En ek geloof ek is hier, is die feit soos ons allemaal is. Ons moet net geloof, vertrou. En ek bid nie dat ek nie weer in die hospitaal sal beland nie. So mense moet maar net sterk wees en glo dat ons allemaal kan aangeraak word as die mens geloof. Ek het saam met my vriendin en hy, en my vriendin en haar man, besluit om baie drink, so bietjie te gaan ry. En toe ons al die kerk in die vijf op die skop, sê sy nie ons graag van toe. Maar ken jy al oor nie? Manie is sy man. En toe ons het ingegaan, die drank op die tafel gestaan, ek het gesien hoe God die drank, hy stond hier in my lewe. Daar was krag. En hy staan, die tafel staan so, en Manie, het kom so uit die gang uit, maar ek sit op die stoel, en die TV staan aan. En hy kom so uit, sy vrou net rond in die kamer, die bed. En hy kom uit in die gang, hy sê, en hy staan so voor die tafel, en hy sê, hy is klaar met die goed. Die oukie wat teruggeval het, die man wat teruggeval het, en hy kijk, en iemand sy enkel vat, as gevolg van die vaal van een moedertje toegevat. En hy kom, en ek sit aan die Here sê vir my, want sê vir Manie, ek het hom lief, net daai woorde. En ek spat om in die salwang na hom toe, en ek spat hom so, en ek maak so naby hom. En ek sê, Manie, die Here sê ek jou lief. En hy gryp daai drankborrels, en hy slaan, hy hardloop deur die gang, en hy slaan net stukke. En dit is asof wat swart mag voor hom uitgehardloop het. En ek glo as die vyand wat op die kaart het, uitgedryf was daar. En weet jy, ek kom terug, maar sy vrou komt uit die kamer uit,
En ek wonder dat sy het ook al hele vir die Here gegee. Ek sê vir haar Sophie moet bid, maar ons krag. Ons moet gehoorsaam wees. Ons moet doen wat God vir ons sê. Ons moet nie ons vele dinge wat die Here moet gebruik het, visioene wat hy gegee het, want ek moet gaan afgee vir mense en huise, en dit is nie maklik. Maar ek het die resultate gesien afgeloop. Ons moet doen wat God vir ons sê ons moet doen. Moenie ongehoorsaam wees nie, want dan gaan jy sien dat God gaan nie dit laat as jy ongehoorsaam is nie. So die mens van God volkomen kan wees in elke goeie werk. Vir elke goeie werk volkomen kan wees. Weet ek vertel vrijdag gaan daar op ons toe. Die gemeenskap werk daar sê en ek sê vir die een wijs ek probeer die jong mense mekaar kry. Dat is net beteken gesels oor die toekomst en waar ons help om te help. En terwyl ek daar kom praat en hulle praat over wat hulle behoefte is, wat is die toekoming en waar moet hulle gaan en sê ons uit van vir julle. En wat so hartseer vir my is, die hele wat die skrif vandaag lees, is dat alles is wat ons nodig het is om Godse woord weet. Want as ons dit nie weet, dan weet ons nie wat die mag ons het oor die vyand. Ons weet nie wat die mag ons het oor die toestande wat ons baie keer bedruk dat maak, ons nie kort as gevolg, ons nie weet nie. En baie van hulle praat van, hulle sê, hulle het nog nie hulle matriek certificaat kon kry, maar matriek geslaag, maar dit kon kry nie, maar as gevolg dat die hoof het gesê dat hulle moet 1 Februarie geet, wat so bekend gewees, en hulle moet eers een ding gee voor hulle matriek certificaat kry. En ek sê vir hulle, dit is onmoontlik. Niemand kan die matriek certificaat hulle op grond van die skuld. Ek sê, dit sê dit teken van, hulle het nie geweet nie. As hulle wat op 3 jaar gelede matriek klaar gemaakt het, maar nog steeds wacht vir matriek certificaat. Ek sê, dit is nie wet, dat iemand die matriek certificaat terughou. En toe gaan hulle die moedskap, hulle sê, ja, jy moet daarom iets uitgevind. Sê, ja, maar in elk geval, as jy nie weet, kan jy dit vind uit. En net so ons, op baie keer sit jy in ons situasie. Maar wanneer jy woord lees, op heilige is, en spreek in jou behoefte in, en dat help ons, net soveel, toe hulle nie geweet, maar toe ons weggaan, toe weet hulle van, die matriek certificaat behoort aan hulle, dat hulle eiendom. En net so ons so, wanneer die Satan kom met sy planne teen ons, het ons die woord lees en verstaan, dan so die woord van die Here sê, wat so mooi sê die vers, die sê dan, dis om goeie werk, volkomen toegerus. Maar as die woord lees, dan rus ons ons toe. Dan ons glo wat die woord van die Here sê. Dis my geloof wat elke weet, maar baie dinge wat ons nie weet, of verstaan. Wanneer ons die woord lees, en hulle lees openbaring, en sê, dit is hoe ons is in Christus Jesus. Dis die identiteit. Dan weet jy nie so vaak. Dan weet jy na wie jy kan jy hardkoor. Dan weet jy na wie jy kan jy gaan, as jy die woord lees. En dis my aanmoediging aan elkeen ons vanavond. Dat ons lees die woord. Kom ons lees die woord, en die woord kan maak ons verstaan. Die woord kan maak ons verstaan, ons Vader meer beter ken. Die woord kan maak ons verstaan op onze positie, wat ons moet doen, hoe ons dit kan doen. En Christus Jesus, mag die Here sê. Amen. Vrymoedigheid het die Here vir ons teruggegee, jou staanplek vir jou teruggegee.
alle kante af. Nou jullie weet, ons het gekry van alle kante af. Mense lyk so skape, maar het lyk met wolke. So wat ek wil aansê vanaand, is pastoor het vanoggend gepreek uit samelewing vandag op. En weet jy, dit kom so binne op ons wil baie keer 'n people's pleaser wees. En dit is ook 'n afgod in jou lewe, om 'n people's pleaser te wees. Al wie ons moet behaal, is God. En na die Heilige Gees luister. En jy weet, wanneer daar, soos ek gesê verlede week, die vyand hou nie van vrede nie. Hy hou nie van vreugde nie. Hy hou nie van oorwinning nie. So wanneer, wat doen hy? As hy sien jy jou staanplek teruggevat, as hy sien jy so opgewonde vir die dinge van die Here, wat wil hy doen? Hy wil jou weer onder die mat uitslaan, maar soos Juliana gesê, jy moet hom nie daai plek gee, om dit weer te kan doen. Of word jy geslaan van A tot Z, dit bestaan nie. As ek 'n voorbeeld gebruik, my dogter nie daar agter, ons nou, toe pastoor in die dienste ingevind het, ek is ons om na 8 uur toe geskyf, en ek het eers van Melanie sê, joh, ek weet hoe gaan ek dit doen. 8 uur die kerk moet wees. Ek sê, vroeg op Sondag, joh, wees en ek is toe die eerste sisters, dit ene sê ek hierso, Sister Karin gebruik die woorde. Sy sê, die kinders moet kan sien, hoe koordans ma en pa. Die kinders moet kan sien, hoe loof en prys ma en pa God, want hoe as hulle dit moet sien, hoe gaan hulle weet om dit te doen? Ek sê altyd vir Abigail, ja, mankie sien, mankie doen. So dis presies hoe dit is met ons kinders. En verlede Sondag, oggend in die diens, waren is en goed, en ek en hy net hier gestaan, en ek kom die huis, en sy sê, mama, ek het vir mama gebid vanoggend. En ek het vir hom gesê, dankie sissie, want sy doen baie keer met die sy sê, dankie sissie, maar ek het nooit besef, dit wat die kind vir my sê nie. En Sandra het 'n kluisfout gevat, wat sy booggesom, wat ek nie bewus was nie. 'n Pastoor het dit op sy Facebook gesit, en ek sien die foto, hoe my dogtertjie voor my staan, en my vashou, en vir my bid. En ek sê vir die Here, dankie Here, want dit is weer eens 'n oor wat geluister het vir die Heilige Gees. As ek sien hoe groei ons sondagsskool, is ek opgewonde, want ek weet, die Here is besig om groot te doen. As ons sal luister na elke Sondag se woord wat uitgaan, Pinkster lê voor, ons moet ons begin ondersoek. Ons ondersoek wat ons harte kan oop wees vir die Pinkstertyd, wat ons kan ontvang, dit is ons van God al wil hê. Daai 'n kind van my het nie hande geklap in die kerk nie. Sy het soos 'n beeld gestaan, en raak ek partykeer ongelukkig met haar as ek in die huis kom. As ek al ja, nee, as ek nou aan gesien sien, dan wil jy nie jabula hierso, maar as jy by die kerk kom, is jy soos 'n, jy staan soos 'n Juliana sê van my Tanya, ek kan sien, hoe sy kind besig om in te tree na God toe. En ek wil vanaand vir die Here al die lof vir die prys en aanbidding gee. Jy weet, ek het 3 kinders. 3 kinders. Ek was 11 jaar oud, toe doop die Here my met die Heilige Gees. Toe oorlands ek onder 'n tamboerijn uit. En elke ouer wat hy is, sy grootste begeerte is, dat hulle kinders God voluit dien. En ek is so dankbaar vir dit wat besig is om in daai kind se lewe van my te gebeur. En al die lof vir die Here en prys die Here. Ek was eintlik regtig waar baie groot drinkers gewees het. Ek sal nooit vergeet, ek kom die aand van die werk, ek 2 10 op werk, ek kom die aand van die werk, en ek sê, ons kan drink net een bier. My broer, my bidder is my God. Jy weet, ek weet ek wil die oude voor die alkeen na ons oor dit dansies.
stop daar so met die, ek so elke mens soos ek gaan nie, en ons gaan daar, ons begin met gesels, ons is maar aan gesels ons. En toe ek my kon kry, die volgende oor 6 uur, ek my kon kry, is het al 3 uur. Ek sê die man, hoe is het, nou moet ek heen, ek gaan nou, broers en sisters, en ek is op pad. My man en die jare, terwijl wat die veerts nou is, dit is my man sy huis, ek hier baie, dat ek op die stoep gebleef was my, waar ek gebleef. Daai oggend sien ek nie sonder kom. Toe ek in die kom, was dit helemaal opgemaak. Jy weet, ek het nie gebrek, die geken op die. My man was ook die gebied. Dit baie van die gepit. En dokter, ek weet nie van die professor van die huis, die neurochirurg op die Klinikus Hospitaal. Ek was so amper 3,5 maand dat ek in die kom, so semi-kom, wat ek het. En ek maak my oog op, ek van nooit met die bestoon op 10 sondagoggend, maak my oog op en ek kyk so op en ek kan nie draai, want ek is van hier af tot op die voel as ek begips. My arms is ek gips, ek pijn my met die af, en ek weet hoe ek kyk. Nou kan ek nie my kop draai, en wat ek so my oog so wil draai, so sien ek iets van my sister. En sy begin ek gaan, en sy sê, my mama, hy wakker geraak. My vader het ons het voorbij. En moeder sy gebed, hoe sy sy voorbij. Jy weet, en hulle gaan roep die specialist, en hulle kom daar aan, en hulle stuur allemaal toe uit, en hy sê vir hulle, ons moet die pijp uithaal. En nou wat ek praat, ek wil nou die mense sê wat met my gebed, wil ek so slaap. Die Saterdag conferences is dit, terwijl ek so in die semi-kom was, dat ek al wakker is, ek ken nie precies die tyd en wil die nacht nie. Toe staan een persoon langs my bed, het spies dat ek verheer. En al wat ek gedoen, is net sy aan so op my opgeleid so. En omgedraaid het ek gestap aan die deur. En ek dink vir myself, ek moet wees die persoon, want ek ken nie nog nie Here daar ek het. En ek was so jaar, so sê maar 18 maanden wat ek moes leer loop, leer praat, alles van voor as ek op hom het nie. En hulle sê ek my, ja, ek sal nooit in my myself wees, ek sal nie kan reg loop, ek sal nie kan reg praat nie, want ek het breinskade op, en alle broers en sisters, die staan in lekker, ek het vir my, jy weet, ek is baie geleerd, ek gaan ek ken met my. Dit was een moeilijke mens gewees, maar hy respect wat hy is met Here. Hy het baie gebid, en dan sê my Marius, stop jou mens, los jou mens. My ma, die dag toe ek in 11 meter op sê, my man, is die verkeerde vrou, is nooit my vertrouw, jy is nie verdrink, jy is nie verdrink. Daar, dus is my ma die dag seker wat die dag van was, let jou. En sê, al wat ons gedoen het, was net voor op uit gestel persoons. Ek wil van andere rede daarom sê dat ek tot vanaf moet. Maar ek het geen nagevolge van die klas. Betek dat ek het bedoel goed vergeet. Of wat so nou een ding sê, dan loop ek en dan vergeet ek wat ek gesê het. As dit een jaar met het gebeur, maar dat is as ek nie jou nie is mijn vrees. Maar ek dank die Here dat ek nog vanavond die woord verstaan en die Here. Amen. Die Here sê vir die profeet, sê vir Naaman, hy moet hom gaan
doop, dit is nie 'n prater nie. En 7 maal, nie 1 maal, nie 2 maal, hy kan hom 5 maal laat doop het. Hy kan hom 6 maal laat doop het. As hy hom nie 7 maal laat doop het nie, sou hy nie genees geword het van sy melaatsheid nie. Want die opdrag van die Here is 7 maal. Ja, maar dan nie 'n beter rivier en daai ou vuil water daar. Jy gaan sweet. Jy sien, hy wil bietjie hy hoogmoed verweer. Kom bietjie af. En weet jy wat? Miskien sit ons vanaand hier, ek in kluis. En ek wil 'n hoër standaard lewe. Ek praat van geestelik. Ek wil nader aan die Here. Ek is nou moeg vir graad 8. Ek wil nou graad 10 toe gaan. Ek wil nou matriek toe gaan. Ek wil nou hoër graad toe gaan. Here, maar hoekom kom ek nie daar nie? Ek bly net stagneer op hierdie een ding. Kom jy kom. En weet jy wat daai een ding? Die Here gaan vir jou sê. Nie ek nie. Niemand anders nie. Die Here gaan vir jou sê, dit is die hindernis dat jy nie na die volgende graad, volgende standaard, volgende hoogte in jou geestelike lewe kan gaan. Ons luister net na die Here. Die Here gaan vir jou, as jy dit opreg doen met die Here bedoel, gaan die Here vir jou sê, wat is die stap wat jy moet kom, om op die plek te kom waar jy wil weet, en wat ek bedoel het. So bid ek elke keer, ek vra vir Here, asseblief genees my daarvan. Ek wil nie medikasie wees nie, as ons bediening toe gaan nie, wil graag wees nie, maar in ons tyd dat ons moes regmaak vir die bediening,
skielik sy bediening uit. Of hulle, en toe bring hulle hierdie reël in dat al die jong pastoor moet hulle 'n brief kry van die dokter dat hulle gesond genoeg is om in die bediening kan staan. En ek gaan na die dokter toe en hy gee vir my die brief, my waarsku my toe. Hy sê vir my, ek moet 'n pille aanhou drink. Ag, en 2 jaar kom verby, 3 jaar kom verby, en ek kom op ek dink ons op 'n mannekamp gewees. En ek bid en ek sê vir die Here, nou wat ook gebeur het, is omdat 'n mens so hard werk en vroeg in die oggende uit is in die huis uit, dan vergeet ek my pilletjie nie gedrink nie. Omdat ek weer terugry huis toe, dat ek dis 'n pilletjie gaan drink. Want jy moet dan die routine bly maar, jy weet kos soos dit nou. Hulle ou mense sal vir my sê, ja, jy moet 'n pille drink, al daai goed, en ek sal dit nie vergeet, ek probeer toe maar hou. En dit kom toe nou so op 'n stadium, as by die mannekamp en ek nie my boksie sal van ek bly stil op jukes nog. En ek word nie moeg. En ek dink toe na die mannekamp, nee, ek sal wel moet sê, maar daar sal wees, ek drink die pille, as die pille drink, dan sê ek toe, dan wil ek nie meer, kan nie my oor, kan nie verstaan wat van nou aan, wat is nou die probleem? Wat is nou besig met my te gebeur, en ek besluit toe, weet jy wat, ek gaan dit net chaos gee, en ek gaan die pille los. En ek koop verder vir 2 maande die pille nie. En ek los die pille, haak die pille nie. En waar ek nie sterflik is nie, ek is nie 'n dokter nie, maar ek wil sê, ek glo ek het 'n sterflik gedruk. As ek gaan luister het, wat my pa druk, dat ek sterflik is met my gedruk. En ek is baie ouer as ek, en ek los die pille. Ek sê vir niemand niks, en ek voel, maar ek voel baie goed. En daai jaar toe ons bloed gaan skenk by die bloedbank, en hulle trek my toe en nog, hier gaan het dan een afloopproseksie onmiddellik. Van my bloeddruk, so lang, ek nog toe, ek het verkeerd gesê, maar blyk stil. So langsam gaan ek vir 'n operasie vir my neus, ore, en ek lê daarvoor, ek moet dan van die theater toe, en ek loop toe, nou gaan hulle vir my sê, ek kan my nie opereer nie, my bloeddruk is 'n probleem. En ek bid, ek sê, Here, ek het my gesond gemaak. Ek het op hoor om getuig, maar ek weet, ek het my aangeraak. En die suster van die bloeddruk, sy sê vir my, dit is normaal. En ek kyk vir Karin, so ek sê van, ek nou reg gehoor, dit is normaal. Sy vat het weer vir my, om seker te maak, dit is normaal. Sy sê vir my, as jy enige medikasie, en ek sê, nee, dit is nie. Dan weet ek, ek kan ons sê nie so, niemand het verklaar dat ek af is van dit, of iemand bly staan. En gaan in, kom uit, alles 100% afgeloop. Daai dag het hulle 10 keer my bloeddruk gevat, 10 keer was hy selfde gewees. En ek besef toe ek daar uitstap, die Here kan die jaar voor dit al gewees. En ek het het nooit agtergekom nie. En dit wat hy nou getuig het, weet ek, die Here kan jou aanraak, waar die sal wat nie. As ons dit in sy hande los, dan gaan hy dit doen. Die Here is groot, die Here is almagtig. Hy is bemagtig om enige ding te verdoen. Maar dit kos ons om bereid te wees om te sê, Here, ek vertrou op U. Ek vertrou die Here. Want as ek nie die Here kan vertrou nie, wie gaan ek op vertrou? Kan nie op 'n mens vertrou nie. Ek wil vir sê, moenie steun op die mens, steun op die Here. En ek het aangesien hulle ding die ek het dit. En verskoon my stem as ek nou 'n bietjie ek weet nie wat van aan, ek het nie so baie geskreef op. Ek glo nie wat geskreef, maar ek kan ook vir julle sing, soos wat die Here op my hart gelê het. En dis 'n bekende ene waar ek wil vir julle iets sing. Ja. There came a sound from heaven as a rushing mighty wind. It filled their hearts with singing and gave them peace within. The prophet gave the promise, the Spirit pulled his hand, and from your inner being
is a river that flows from body within. There is a fountain that frees the soul from sin. Come to these waters, there is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There came a thirsty woman who was drawing from a well. Her life was through and wasted. Her soul was bound for hell. Then she met a master who told her of great sin. And if you drink this water, you'll never thirst again. Oh, there is a river that flows from God above. There is a fountain that flows His great love. Come to these waters, there is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Oh, there is a river that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Come to these waters, there is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Praise die Here. Halleluja. Ons loof die Here. Halleluja. Dis so lekker. Ek voel die salwing op hierdie lied. There is a river that never shall run dry. Prys die Here. Halleluja. Ekskuus julle maar verskoon. Ek voel die salwing van die Here op die oomblik. Kom ons sing net die Here. Ek weet jy voel daar uit nie. There is a river that flows from deep within. There is a fountain that never flows from sin. Come to these waters.
so baie naby my hart. Toe my man die lied vir my wys, toe dink ek aan my pa, van hy die lied gesing. Maar weet julle, ek het die verhaal van die vrou gelees, toe die vrou by die punt gekom en die Here haar hele geskiedenis vir haar uiteengesit. Voor gesê, jy is by 'n man, maar jy is nie getroud nie. Julle moet jy geweet. Maar as jy baie mooi gaan kyk, sy het met 'n kruik gekom na die punt toe. En toe die Here vir haar sê, kom kry die lewende water. Maar as jy gaan kyk, die Here was ook los. Maar die vrou was arrogant, sê, wat so goed jy lees die ding, so moet ek haal. Want toe praat die Here eintlik van die lewende water. En toe sy weggaan van die put af, raai wat? Sy die kruik by die put gelos. Sy het hom nie saamgevat nie. En dit is waar ons as mens sit. Jy kom om te skep van die lewende water, maar jy vat jou kruik saam. Jou limiet. Here, ek kan nie soveel vat. Ek kan nie meer vat nie. As jy jou kruik by die put los, gaan die Here vir jou gee meer as wat jy gedink het. Daar's 'n lied wat by my opgekom het, ek dink nie, as my oorgie word nie, dis 'n lied wat baie naby my hart is. My susters, my bid is, sal weet wat 'n lied dit is. Kom oor Skepper Gees, lewendmakende Gees. Ek gaan hom vir jou sing vir die eerste keer, as jy hom ken by die tweede maal, sing hom saam. Moenie luister na my stem nie, daar was kraaie in die ark. Staat in die spoeding daarvan, daar was kraaie ook in die ark. So, luister na die woorde en neem in dit wat die Here vir jou wil gee. Kom o Skepper Gees, lewendmakende Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die siel, weer sien ook my trooste, kom o Skepper Gees, kom o Skepper Gees, lewendmakende Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees ook U my trooste, o Skepper Gees. As jy na die woorde geluister het, kom oor Skepper Gees, lewendmakende Gees, wag hy jou vir jou hier voor. Die Heilige Gees is tasbaar vanaand. Hy lê dit op jou hart om te kom en te skep. Moenie met 'n maatbeker kom nie. Hy wil vir jou gee riviere wat gaan vloei, want jy is gebroken. Jou kruik is stikkend, maar weet jy wat? Die Here maak hom nuut. En hy vat die stikkende een weg, en hy maak hom vir jou nuut. Kom o Skepper Gees, lewendmakende Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid,
weet nie hoekom dit swaar gaan met jou nie. Maar my woord het al reeds vir jou gesê, breek met Dagom, breek met jou afgod wat jy probeer daag het vir jou. Jy bou dit elke dag op, soos hulle bou om hulle beeldjies te aanbid, hou jy dit op elke dag, sodat jy nie moet gesien word dat jy seer het nie, dat jy swaar trek nie. Sê die Here vanaand vir jou, maak los van dit. Maak jou los van die wêreld en van die mens. Die mens kan jou nie vreugde bring nie, sê die Here nie. Die wêreld kan jou nie vreugde bring nie. Hou jou oë van die mens af. Hou jou oë van die wêreld af. Ek sê nie moet wegkyk van Israel af nie. Ek sê hou jou oë op Israel, maar hou jou oë van die wêreld af. Want jy hang alles aan wat nie van my af is nie. Jy bou vir jou 'n beeld wat nie by jou hoort nie. Jy bou 'n beeld wat nie van God is nie. Hoor die woord van die Here. Jy moet terugkom by my. Maak jou los van die wêreld en die mens. Maak los. Begin my aanbid. Begin my aanbid in gees en waarheid en ek sal vir jou deure oopmaak. Ek is die een wat deure oopmaak. Nie 'n mens nie. 'n Mens praat en hy dink in sy hart goed is. Die profete wat so vals is, hulle praat wat hulle dink goed is. Jy luister na stories. Jy luister na mense wat ander geld agterjaag. Maar die Here sê, hou op. Volg my. Vertrou op my. Het ek nie gesê, as jy op my vertrou, sal ek voorsien nie. Maar jy vertrou nie, sê die Here. Dis hoekom jy vashou aan die bietjie wat jy het. Die Here sê, begin op my vertrou wat die waarheid is. Ek is ja en amen, en tot in ewigheid is daar niemand soos ek nie. Hoor die woord van die Here. Terwyl jy die woord uitgegooi vandaan, het jy nie kom skep nie. Die deur staan oop, soos die ark oop was, so Noag en sy gesin ingegaan het. Daar was net een plek verskyn vir hulle, die ark van God. En die deur gaan eendag toemaak, en dan is dit te laat. Jy moet kom skep terwyl die beker hier verbygaan, sê die Here. Moenie laat dit verbygaan en dan sê jy, ag, plaas ek het al net gedoen het nie. Kyk, my koms is naby, sê die Here. Hou jou oë op die Here. Steun jou my insig nie. Steun op my. Leun op my. Soek my tydig aantydig in jou bidkamer. Soek my en jy sal sien dat is ek die Here wat spreek, nie 'n mens nie. Vanaand was nie net toevallig dat jy opgedaag het nie. Spreek die Here. Want hy moet kom drink van die lewende fontein van water, wat uit hierdie plek het gestort is. Vandag een of van hierdie jaar af is daar gesê, daar's 'n lewende fontein, en dit is Jesus Christus, en hy alleen. Drink van hom, nie van 'n mens nie. Hoor die woord van die Here. 'n Mens sal jou laat val, maar steun nie op jou eie insig nie. Kom na my toe. Hoor die woord van die Here. Die deur staan oop. Gaan jy na dood om in te stap, of gaan jy wag tot in die geleentheid op jou doodsbed moet wees, of totdat ek jou kom haal en dan is dit te laat. Terwyl dit oop is vanaand, vra ek vir jou, stap in. Kom skep wat die Here vir jou het. En moet nie terugstaan en so spreek die Here deur sy Gees. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Terwyl daar so sit of die Here my by die skool wil oprak en sê, hierdie is iemand wat vanaand hier sit, wat sê, is dit goed genoeg? Kan die Here my ook stuur om 'n verskil te maak daar buite?
Die Here sê, beslis vanaand vir jou. Ek kan. Jy moet net vanaand bereid wees om 'n kans te gee. Terwyl ek hierdie lied sing, hoop ek onthou die woorde. Die Here gaan my help om die woorde te onthou. Bid vanaand. Jy sing dit saam met my. Dis vanaand jou kans. Ek gaan so, hy sê, Here, hier is ek, ek voel my opnuut weer, tot U verbind, ek het my gebreke, my hele bestaan, U het my geweer, ek het elke hart, stuur my nou dan Heer, laat die Gees my lei, dat ek in die wêreld U naam kan bely, en wil U my lig weer, zolang de laat skyn, dat elkeen wat seer het, laat U toe sal lei. U Heer, o Heer, nog lang voor ek gaan, van over en vreese, wat ek sal dra. U gee my weer troos, Heer, wat is my geloofskraag. U het my geweer, U het my verhaal. Stuur my nou dan Heer, laat U Gees my lei, dat ek in die wêreld U naam kan bely.
Loof die Here. Prys sy naam. Dis hoe ek sê. Daar is nie tyd. Ek kan nie tyd bid. Prys die naam van die Here. Dankie vir julle gehoorsaamheid. Ek wil vir julle sê, dis hoe die Here werk. Dis lekker as die Here begin werk. Ek het niks beplan nie. Ek wil vir julle sê, dis hoe die Here werk. Hoor wat ek vir julle vanaand sê. Hierdie was nog net 'n druppel in die emmer. En ek wil vir jou sê, hou vasstaan in hierdie week. Wanneer ons die uitstap moet jy onthou, is die Here wat jou kan help. Nie 'n mens nie. Prys die Here. Moenie nie ongehoorsaam wees aan die woord van die Here nie. En as jy voel, dis op nie klaar nie, dan bel jy my, dan gaan ons aan. Ek wil vir julle sê, julle moet duidelik sit, want ons in tweede ronde begin. En julle is ons recht daarvoor. So begin jy môre 8 uur, 7 uur. Prys die Here. Ja, ek sê julle verskoon. Voordat ek vir Frank gee, ek wil net vir julle sê, ek nooi julle vir 'n koppie koffie na die tyd. En drink 'n koppie koffie. Wil nie weghardloop nie. En dan drink ek vir Frank gee, dan kan hy afsluit vir ons. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Ja, okay, dan net ons gelag is ek kan staan en die afronding sal ek volgende week aan susters op ons suster hier is om 11 uur en gaan sluit na die feit na program aan die woensdag aand wat gemeente by hier om 7 uur Vrydag aan hier 7 uur en sonoggend diens om 9 uur, ek kan nie sondagsskool lees nie en sondag aan diens om 5 uur. Mag die Here seën kom ons saam. Amen. Vader van ons Here Jesus, wat die voorrecht wat ons het elke dag om die naam te prys op dankbaar en U uit te spreek, U wat 'n goeie God is vanaand. Here, my gebed vanaand is vir my broers en susters seën, Here, wil jy uitgang seën vanaand en U naam verheerlik gaan word. Here, kom voorsien elkeen se behoefte, Here. U ken elkeen se hartskreet, U ken elkeen se uitroep, Here. Maar dan dat ons kan weet, ons is 'n Vader wat in elke behoefte voorsien na die rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Here, ek seën vanaand elkeen in Jesus naam. Met baie dankie. Amen.